Sê, goeiemôre. Ek weet dit reën, maar jy kan daar 'n bietjie meer opgewonde klink. Eintlik moet jy opgewonde wees omdat dit reën. Môre Karen. Ek het al vir Frans gegroet. Lekker om van die Richmonders te sien vanmôre. Daar sê môre, welkom hier by ons. Daar sê, nou ja, kom ons gaan begin. Vader, ons loof U. Ons eer U vanmôre, Here, want U is waardig vanmôre, Here. Dankie vir U liefde. Here, dankie dat U net deur die Gees kom en hierdie plek kom vul, Here, met U soete teenwoordigheid. Here, we just want to come and honor our Father this morning. Hallowed be Thy name. Heilig is U naam vanmôre, Here. Heilig is U en dankie, Here, dat U so goed is vir ons. Dankie vir U liefde en die magtige teenwoordigheid in hierdie plek vanmôre, Here. U genade is groot oor ons, Here. U liefde is groot oor ons. U teenwoordigheid is waarna ons verlang, Here. Ons verlang om by U te wees. Ons verlang om naby aan U te wees, Here. Ons verlang om in U wil te wees, Here. En Vader, ons bid vanmôre dat U net vir elkeen van ons sal kom bedien in hierdie plek vanmôre, Here. Kom bedien ons, Here. But Father, as we come and we just honor You and worship You because it's all about You. Gaan vanmôre oor Jesus. Gaan vanmôre oor die Vader, dit gaan vanmôre oor die Heilige Gees. It's all about You, Lord. So we submit ourselves unto You and we glorify You, lift You up. Ons maak U naam groot, Here. Want U is vanmôre waardig. Dankie vir U liefde vanmôre, Here. Ons eer U in Jesus naam. Amen, amen. Kom ons gaan staan, gaan ons die naam van die Here lekker. Die Here is goed. Ek gaan vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor die godheid van Jesus. The deity of Christ. Ek sien daar's 'n groot aanval nog selfs van Paulus se tyd af gewees op die godheid van Jesus. Want jy sien as die vyand dit kan regkry dat jy die godheid van Jesus bevraagteken, dan kan hy jou steel by jou, hy kan jou ewige lewe by jou steel. En daarom is daar altyd hierdie aanslag, maar ek vind dit veral vandag asof dit amper 'n oplewing weer kry. Dat mense Christus, Jesus se godheid bevraagteken. So ek wil vanoggend hê dat jy moet weet dat Jesus is God. Op dieselfde vlak as die Vader en die Heilige Gees. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie kyk wat sê die woord oor dit. Ek wil vandag seker maak dat wat jy, wanneer jy hierdie uitstap, dat jy sal weet, Jesus is God en hy is God van jou lewe. En indien jy met hierdie valse leerstellings gekonfronteer word, dat jy die werk van die vyand dadelik kan raak sien. Sien wat is die werk van die vyand? Om verdeeldheid en verwarring te saai. Sien as Jesus nie God is nie, dan kry die Satan dit reg om jou ewigheid by jou te steel. Iets wat alle sektes in gemeen het, is they don't believe in the deity of Christ being on the same level as the Father and the Holy Spirit. Soos julle twee van die bekendes noem, Jehovah's Witnesses, glo dat Jesus is the first creation of God the Father. So he's a created being. Die Mormons glo Jesus was once a man that worked his way up to become a God and is the brother of Lucifer. En dan, alhoewel ons kan kyk na wat baie mense deesdae aanhang is om terug te keer na die wette toe en die glo ons verlore volke en al die tipe van dinge, hulle noem hulle self Israel Visie of Hebrew Roots, etc. En ek het met mense al gesels wat betrokke is in die tipe van dinge, en daar word die godheid van Jesus ook
gemaak asof Jesus nie op dieselfde vlak as die Vader is nie. Ons sal sien wat sê die woord daarvan. Paulus skryf in Galasiërs 1 vers 6, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word. Man, ek kyk na sekere mense wat ek ken van vroeër dae af, en dan kyk ek en sê, ek verwonder my, jy wat die Here so vurig gedien het, dat jy so gou afvallig raak. Ek verstaan presies wat Paulus hier sê. Word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Jy sien, Paulus het 'n sekere evangelie verkondig, ons gaan vanmôre kyk, wat is daai evangelie? En nou raak julle afvallig en gaan na 'n ander evangelie toe. In Engels sê dat I am astonished and extremely irritated. The Amplified Version. I get that. Extremely irritated. That you are so quickly shifting your alliance and deserting Him who called you by the grace of Christ for a different, even a contrary gospel. Gaan aan in vers 7, hy sê, terwyl daar geen ander is nie. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, there is not another gospel. Daar is net een gospel. Efesiërs 4 vers 5 sê, een Here, een geloof, een doop. It's not multiple ways to come to God. There is only one way. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring. As mense my dan maar bel partykeer, dan kom hulle, of ek kry hierdie WhatsAppies met hierdie sekere vrae. Dan sê hulle, ons kry hierdie ou sê ons met die Hebreëse name van Jesus gebruik. Sê ek, as hulle alweer besig om mense in die war te wil bring. Hy sê, behalwe dat daar sommige mense is wat hulle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Moenie die evangelie van Christus verdraai nie, dit is eenvoudig. Wat is die evangelie? Die evangelie is so eenvoudig, dat 'n 5-jarige kind kan die evangelie verstaan. As jy wil weet, wat is die evangelie, en ek hoop jy het jou Bybel saam, maar as jy nie het nie, bring hom 'n bietjie saam. Het is lekker as ek hoor die bladsye drin. Ek wil hê jy moet na 1 Korintiërs 15 toe gaan. 1 Korintiërs 15, okay, nou is dit julle beheer hierso. Watter punt toe gaan ons? 1 Korintiërs hoeveel? 15 vers 1. Ek wil hê jy met hierdie gedeelte in die Bybel altyd onthou. 1 Korintiërs 15, onthou dit. Vers 1. Hierso is die evangelie. Kom ons kyk, wat sê hy? Kom, ek gaan julle kans gee dat julle tot daar kan kom, die wat nog nie daar is. 1 Corinthians 15 vers 1. Goed, hy sê, broeders, ek sien Judy is jy nou daar? Ja, kyk, cool. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word. Wat doen die evangelie? Hy red jou. As julle daaraan vashou. Hier is die belangrike ding. Wanneer jy die evangelie gehoor het en Christus aangeneem het, dan eindig dit nie daar nie. Jy moet vashou aan hierdie waarheid wat jy gegee is. As julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, om julle, of julle moet te vergeefs geglo het, anders is dit alles verniet. En bly vashou. Vers 3. Want die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus Jesus vir ons sondes gesterf het. Sê asseblief vir my, hy het vir ons sondes gesterf. Sê bietjie, hy het vir my sondes gesterf. So wat is die evangelie? Hy het vir my sondes gesterf. Dis die evangelie. Ek is skuldig met 'n prys wat ek nie kan betaal nie, en hy het gekom en die prys vir my betaal. Hy het vir my sondes gesterf. En dan sê hy, Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Met ander woorde, is daar in die Ou Testament voorspel, geprofeteer, uitgesit, dat daar 'n Messias sal kom, wat sal kom sterf. Verseker. Meer as een plek, maar die bekendste plek is seker Jesaja 53,
vers 5. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So, hy sou kom, dis geprofeteer in Jesaja, dat hy sou kom, sterf vir ons sondes. Dis die evangelie. Nou gaan ons aan, 1 Korintiërs 15 vers 4, hy sê, en dat hy begrawe is, met ander woorde, hy was dood, in die graf gelê, en dat hy op die derde dag, volgens die skrifte, opgestaan het. Hy was opgewek volgens die skrifte, met ander woorde, selfs die opstanding is in die woord geprofeteer. Maar hy gaan nie net sterf nie, hy gaan ook opstaan, en dit is die evangelie. Waar staan dit? Een van die verse is Psalm 16 vers 10. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Christus se liggaam het nie verderwing gesien nie. Gaan ons aan by Galasiërs weer. Galasiërs 1 vers 8. Maar al sou ons, dis nou ons, Paulus, hy sê, al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle evangelie verkondig in stryd met die woord wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Selfs 'n engel. Nou kom Joseph Smith van die Mormons en hy sê, engel het aan hom verskyn en hom vertel van die goue plate. En daar skryf hulle 'n hele nuwe ekstra deel van die Bybel. Wat sê Paulus? As dit verskyn daar 'n engel aan jou, en is in stryd met die evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. Vers 9, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met dit wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Daardie vervloeking beteken to be excommunicated. Met ander woorde, jy gaan nie in hierdie gemeente daardie nonsens verkondig nie. Ons gaan jou nog lief hê, ons gaan jou graag wil hê, Boetie, jy moet inkom, maar jy gaan nie hier wees nie. Dis wat daai accursed beteken. So wat is die evangelie? Jesus het gesterf, begrawe, opgestaan en het betaal vir my sondes. Dis die evangelie. En daaraan moet ek vashou. Enigiemand wat iets anders wil kom verkondig, let him be accursed. 2 Korintiërs 11 vers 3, nou gaan Paulus praat weer in 'n ander deel oor dieselfde ding. Kan verstaan, hy het gesê hy was extremely irritated. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het. Nou as ek met hierdie girls praat, manne seker ook, maar baie van die girls dan sê hulle, as ek daar in die hemel kom, gaan ek vir Eva opsoek. Dan sê ek, take a number. Gaan 'n lang tyd wees vir haar om deur almal te werk. Maar nou wil ek julle iets vertel. As jy Eva was, het jy ook geval. Almal van ons dink, Eva het dit gedoen. If it was you, you would have done it as well. Maar ek vrees, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, wat het hy gedoen? Hy het hom bedrieg. Julle sin is so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Jy sien, hy kom met allerlei slim praatjies. Hulle vertel, maar jy moet nou dit so doen, en ons moet hierdie wet onderhou, en ons moet al hierdie dinge doen. Ons wegvat van die basics van die evangelie af, en later dan vertel hulle, maar Jesus was eintlik nie God nie, hy is nie soos die Vader. Vers 4, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, jy sien, wanneer ek nie Jesus wat God is verkondig nie, verkondig ek 'n ander Jesus. Of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. Hulle is 'n welcoming deception vir baie mense. Hulle geniet hierdie decepsie. Dit is 'n type of God. Die een ouetjie waarmee ek gepraat het, wat ook in hierdie goed betrokke is. Nee, hy was 'n tipe God, maar hy is nie selfs die Vader nie. Or is a created being, which is not.
So moet ek glo dat Jesus God is om gered te word. Ja, ja, ja. Om in die volle goddelikheid van Christus te glo is nodig, omdat vanuit die teologiese perspektief slegs God sondes kan vergewe. En slegs iemand wat beide volledig God en volledig mens is, kan die gaping tussen die mensdom en God oorbrug om versoening te bewerkstellig. 'n Persoon moet glo in die drie-enige natuur van God, die inkarnasie van Christus se goddelikheid, om werklik te glo dat Jesus wel kan red. So why is it that the deity of Christ is so essential? Jy sien in Romeine 3:23 staan, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Soos ek Jesus nie goddelik maak nie, as ek hom nie God maak nie. And I want to make him a created being, en ek wil hom sê, nee, hy was net 'n profeet, of hy was net dit, dan kom hierdie vers in, wat sê almal het gesondig en ontbreek in die koninkryk van God. Hoe kan hy dan vir my gesterf het? So, why is the deity of Christ so essential? To forgive sins. The Bible suggests that only God can forgive sins in Marcus 2 vers 7. So Jesus must be God to possess this authority to forgive sins. Tweede redeling is for atonement of versoening. For salvation to be complete, the one who makes amends for humanity's sins must be God. To reconcile humanity to God, because Jesus is both fully God and fully man, his suffering and death can reconcile. Sien, hy kon ons weer gereconcile het met die Here. Hierdie leerstelling is 'n ononderhandelbare aspek van geloof, waarvan die ontkenning 'n persoon buite die geloof plaas. Exodus 3:14 baie bekend, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. In die Engels die baie bekende, I am. Exodus 3:15, toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. So sy naam is I am, en dit sal vir ewig sy naam wees. Kom ons gaan kyk wat gebeur in Johannes 8:24, nou in die Nuwe Testament. Ek het dan vir julle gesê, sê Jesus, dat julle in julle sonde sal sterwe. Sê 'n bietjie, in jou sonde sal sterwe? Jy sal in jou sonde sterwe. Ek het vir julle gesê dat jy in jou sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. So ons moet glo dat Jesus God is. We must believe in I am. En die engel sê, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am, en dan het so in grys en hakies gesit hier, want staan nie in oorspronklike Grieks nie. So I believe that not that I am, ye shall die in your sins. Vers 25, kyk wat gebeur nou hier. Toe sê hulle vir hom, wie is u dan? En Jesus antwoord hulle, net dit wat ek vir julle sê. Hulle wil nie glo hy is God nie. Wie is u dan? Dit wat ek vir julle sê. Ek sê vir julle, I am. Markus 14:61, maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Dis nou met sy, toe hom wou kruisig. Weer stel die hoofpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, met ander woorde die Messias, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. I am. En u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. En hoekom sê hy vir hulle hier dat I am, en jy sal die seun van die mens sien kom met die wolke, want hy haal Daniël aan. Daniël 7:13 en 14. Hy sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van Dawid. Met ander woorde, hierdie seun van die mens, Jesus, wat ons nou weet is Jesus, het gekom by die oue van Dawid, God die Vader is. En hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee, wat? Heerskappy en eer
en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Met ander woorde, hulle het hom aanbid. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daai woordjie eer of vereer is die Griekse beteken to serve or to worship. Lees dit nou saam met Jesaja 42 vers 8. En die Here, dit is sy naam, en my eer, met ander woorde, my aanbidding, wat sê God die Vader, my eer en my aanbidding, sal ek aan geen ander gee nie. So sy aanbidding, sal hy aan geen ander gee nie, maar nou sê hy in Daniel, hy gee dit vir die seun van die mens. Hoekom? Want hy is ook God. Toe hulle Jesus gevange geneem het, Johannes 18 vers 5. Hulle antwoord hom, Jesus die Nasarener. So hulle sê, Jesus die Nasarener. Hulle is nou besig om hom gevange te neem. En Jesus sê vir hulle, dit is ek. Hy sê vir hulle, I am. Kyk nou hier. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek. Toe hy vir hulle sê, I am. Het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. So wat het gebeur? Daar was krag. Because when he said, I am, het hy vir hulle gesê, ek is God. Dis baie keer hoekom mense ook val wanneer jy vir hulle bid. Because it's the power of God that comes upon them in the same way. Kom ons kyk na die eerste en die laaste. In die Ou Testament in Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel en sy verlosser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en die laaste en buiten my is daar geen God nie. So God die Vader sê, ek is die eerste en die laaste en buiten my is daar geen God nie. Nou sê ek ook verder in Jesaja 48:12, luister na my o Jakob van Israel wat ek geroep het. Dit is ek is, I am. Okay, die I am, die eerste en ook die laaste. So God sê hy is die eerste en die laaste. Wat lees ons nou in Openbaring wanneer Jesus praat? Daai was God die Vader wat gepraat het. Wat sien ons in Openbaring wanneer Jesus praat? Hy sê ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat kom, die Almagtige. Hy is nie net die magtige nie, hy is die Almagtige. So hy is op dieselfde vlak as God die Vader. Want as hy nie was nie, was hy nie almagtig nie. Maar hy sê ook, ek is die begin en die einde, ek is die Alfa en die Omega, net soos God die Vader in die Ou Testament gesê het. He says the same thing about himself in Openbaring. 1 vers 11 sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Openbaring 21 vers 6, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. 22 vers 13, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Which means that he is eternal. He's not a created being. He's eternal. Want hy is die eerste en die laaste. Johannes 8:58, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Voordat Abraham was, I am. Het hy nie net gesê ek is voor hom gecreate nie? Nee, ek was van die begin af daar, I was eternal. Want hoekom het die Jode toe skielik klippe opgetel? In die volgende vers sê, hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies in die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en uit vertrek. Hoekom wil hy klippe optel? Because he said to them, I'm God. Johannes 10:32, Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Sê ek het goeie werke gedoen, kyk al hierdie wonderwerke, maar niks sou hulle oortuig nie. Daai religious spirit is 'n sterk ding, jong. Oor watter een van hierdie werke stenig julle my? Ek dink op die Here was so amper sarkasties, hy het geweet wat hulle eintlik doen. Johannes 10:33 sê, die Jode antwoord hom en sê, dis nie oor u goeie werke dat ons u stenig nie, maar oor godslastering en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. So
Hy het vir hulle weer duidelik gesê, en hulle het dit verstaan ook, dat hy sê vir hulle, ek is God. Matteus 8:29, en met een skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van God? Dis die demone. Dis nog voor enige iemand regtig geweet het, hy is die seun van God. Het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Soos tot die demone het geweet wie hy is. Toe hulle hom sien, toe sê hulle, Jesus seun van God, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? In other words, they understood that he's God because he can judge. Hy sou hulle gejudge het, voor die tyd te pynig. Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, met ander woorde, hy was God, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy was aan God gelyk, hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus wat gaan gebeur? Elke knie sal buig. Ek buig my knie net voor God. Wat beteken hy kry aanbidding? Van die wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Jesus beskryf homself ook, hy sê in Johannes 10:30, ek en die Vader is een. Ons is een in dieselfde ding. As jy die Vader gesien het, jy my gesien, sê hy ook op 'n plek. Vers 31, die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. So dis nie figuurlik soos ek en my vrou is getroud en ons onthou soos een nie. Nee, hulle het verstaan wat hy bedoel, dis hoekom hulle wou stenig, dat hy God is. So waar was Jesus aanbid? Jy sien wanneer daar ook al in die woord iemand voor 'n engel neergeval het, hulle engel gesien het, dan die engel sê, nee, moenie, staan op. Ek is 'n diensknegt net soos jy. Nooit die aanbidding gevat nie. Sien dit in Openbaring 19 vers 10 byvoorbeeld. En ek het voor die voete neergeval om te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So hy sê ons net God aanbid. Matteus 2 vers 11, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Die engel sê daar, they fell down to worship him. Matteus 14:33, toe kom die wat uit die skei was, dis toe Jesus op die water geloop het, en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, of a truth thou art the Son of God. So they worshipped him, en hy het nie gesê, nee, moenie. Matteus 28:17, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel, dis na die opstanding. Lukas 24:52, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Johannes 20:28, en Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Toe sê hy, dit was toe Jesus die blinde man genees het, toe sê hy, ek glo Here, en het hom aanbid. Openbaring 5 vers 8, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 oudelinge voor die lam neer. Wie is die lam? Jesus. Elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het vir ons God met die bloed gekoop uit elke stam en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings van die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die oudelinge, en hulle getal was 10.000 uit 10.000 en 10.000 van 10.000.
En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Vers 13, en elke skepsel wat in die hemel en op aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, so dis die Vader en Jesus, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. En die 4 lewende wesens gesê, amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. En hierso, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So, deur Jesus het alles ontstaan. En die een ding het ontstaan wat nie ontstaan het nie. Kom ons kyk Genesis 1 vers 1. Wat sê Genesis 1 vers 1? In die begin het wie die hemel en die aarde gemaak? God. Niks het ontstaan sonder Jesus nie. So hy is God, want God het alles gemaak. He's eternal God. Genesis 1:26 en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. Nog 'n ding wat Jesus gedoen het, hy het sondes vergewe. Markus 2 vers 5. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is jou vergewe. Vers 6, en sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godlastig? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? Jy sien, as hy sondes vergewe het, dan maak dit hom God. Die skrifgeleerdes het dit ook geweet. Een van die versies wat baie mense wil gebruik om Jesus se godheid te bevraagteken is, wat gaan oor die, basies maar oor die eindtye en die wegraping, sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En sê hulle, maar as net die Vader geweet, dan kan nie God wees nie. Maar wat jy nie verstaan nie, is, op daardie oomblik was hy die seun, wat in die menslike liggaam was. Hy het hulle alles vertel wat gaan gebeur aan die einde. Maar kom ons kontrasteer dit na sy opstanding. In Handelinge 1 vers 6 sê hy, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle sê, en dit kom julle nie toe. Hy het nie gesê, dit kom ons nie toe nie. Hy het gesê, dit kom julle nie toe om die tye van die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar nou is hy verheerlik. Hy is opgestaan. Wat het Jesus gedoen net, wat net God kon doen? Kom ons noem 'n paar. Hy was Heer oor die Sabbat. Matteus 12 vers 8 sê, want die Seun van die mens is Heer ook van die Sabbat. So dit maak hom God. Markus 2 vers 7. Waarom praat hierdie man so goddeloos? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? So hy was Heer oor die Sabbat, hy het sondes vergewe. Hy het ook geoordeel of gaan oordeel. Matteus 25:31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herde die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. So oordeel. Vierde een wat net God kan doen, Jesus gedoen het, verlossing, salvation. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Vyfde een, hy was aanbid as God. Matteus 2 vers 2 en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is, want ons het hom sy ster in die ooste gesien, en gekom om hom hulde te bewys, to bring him worship, to come and worship him, sê die Engels. Hebreërs 1 vers 8, en 9, luister nou hier, maar van die Seun, u troon, o God, nou goed, dis God die Vader wat hier praat, en hy praat nou oor die Seun, hy sê van die Seun, hy sê, u troon, o God, wat sê God die Vader, hy sê vir die Seun, u troon, o God,
So God die Vader spreek Jesus aan as God. Is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad. Daarom het u, o God, God die Vader spreek nou weer Jesus aan, o God, u God u gesalf. Nou, so die Vader het hom gesalf met vreugdeolie bo sy metgeselle. Dyke skryf, hy sê, this is spoken of the Son by the prophet. How could the Son have a God who would anoint him if he himself were the only God? This clearly proves two separate persons, both called God. En ek gaan nou afsluit met hierdie vers. Johannes 5:23. Hierdie is belangrik. Sodat almal die Seun kan eer. Hoekom bring ek vanoggend vir julle hierdie? Sodat almal die Seun kan eer. Ons moet die Seun eer. Hy sê, sodat almal die Seun kan eer, net soos. Hoe? Net soos, sê bietjie net soos? Net soos. Hulle die Vader eer. Jy kan nie die Seun minder wil eer, as wat jy die Vader eer en sê, Seun is minder as die Vader nie. Hy sê, sodat julle die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader nie. Ek hoor baie mense, Vader, Vader, Vader. Vader sê, as jy die Seun nie eer jy my nie. Eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. So wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Ons moet die Seun eer, net soos ons die Vader eer. Ek moet in Jesus glo om gered te word. Ek wil hê dat met vanmôre geen twyfel by jou bestaan oor wie Jesus is nie. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Al drie God. God die Seun het geen roof geag om die Vader gelyk te wees nie, maar het besluit om die gestalte van 'n mens aan te neem. Hoekom? Vir die evangelie. Die goeie nuus dat hy vir jou kom sterf het. En dat hy die prys vir jou kom betaal het, want net hy kon dit doen. Niemand anders kon dit doen nie. Dis kom Openbaring sê, U is waardig. Net hy is waardig om die seels te breek. No one else was worthy. Johannes skryf, hy sê, hy wou huil, dat niemand waardig gevind kon wees om die seels te breek nie. En toe sê die engel, maar wag, daar is die lam van God. Hy is waardig. Ek gaan vanmôre afsluit met 'n video. Ek wil net hê ons moet vir 'n oomblik weet that we are serving a holy God. And there is none like you, Lord. Daar is niemand soos U vanmôre nie, Here. Father, forgive us for the times that we did not realize who the King of Kings is, who the Lord of Lords is, that is God eternal. Oh Lord, we just want to worship You right now. We just want to lift our hands up. Ons rig net ons hande bietjie op. Sê Here, dankie. Ons aanbid U, Here. We just want to worship You, God. We just want to lift You up. Say thank You, Jesus. Dankie, Jesus. Thank You for being my God. Sê vanmôre dankbaar dat hy jou God is. That He has come to save you. Dankie Here dat U vanmôre die rots is, Here. Die rots van ons elkeen se lewens. Groot is U naam vanmôre. Heilig is U. Heilig is U naam. Yes, thank You, Jesus. Dankie Here dat U net deur die Gees nou kom en dat elkeen kom bedien, Here. Dankie dat U net hierdie gedagte vasmaak in ons harte. Wie U is, Jesus. Who are You, Lord? That You are God eternal.
groot is dit vanmôre, Here? That God eternal came to live within me. Te groot om te verstaan, Here. Is te groot om te beskryf vanmôre. Thank you, Jesus. We worship you. Glorify you.